Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar we lewe in die duine hoge bou uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Dag sê, dankie en welkom by hierdie week se eerste uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is maandag die 20ste Oktober. Bietjie later in vandag se program sal Andrew Poelman in die ateljee by my aansluit om oor die naweek se sporthoogtepunte uit te brei. En voor dit sal Irene Marie van der Walt en ek die nuutste nuus uit Republikein bespreek. Bly by ons en baie dankie. Hier gaan ons. Wild and free, feels so sweet, makes me feel like Welkom terug in die ateljee met my Irene Marie. Hoe gaan dit? Oké, dit gaan goed. Hulle sê dis kolwyntjie dag daar. So en hulle sê môre gaan weer kolwyntjie dag wees. So vandag en môre vol kolwyntjies. Dit kan net 'n goeie dag. Interessant. Oor die naweek het Walvis Bay totsiens gesê aan Uncle Sava. Vertel ons bietjie meer. Ja, so dit is John Sava wat die afgelope week baie skielik oorlede is. 'n geweldige groot figuur in Walvis Bay. Ek meen, dit kom op 'n punt waar jy nie eers meer gepraat het van die hotel op sy naam nie. Jy het gesê ek is by Uncle Sava se hotel. Jy weet. Ek was oor die naweek by Uncle Sava se plek gewees. As jy by Aphrodite Beach verbygery het, was dit net daar waar Uncle Sava besig is om te bou. Jy weet. 'n geweldige groot figuur in die Walvis Bay gemeenskap. Natuurlik baie finansiëel bygedra tot sy gemeenskap en alhoewel hy nie 'n gebore Namibier was nie, dink ek het hy hom beslis gedra soos wat ek dink mense. Is dit waar wat daar berig word dat hy hier aangekom het met 'n R20 in sy sak? Dit is wat hulle sê. Ek kan nou nie vir jou sê nie. Ek het nog nou daai gesprek met Uncle Sava gehad nie. Maar ek kan dit nogals goed glo dat jy weet hy hierdie suksesstorie is. Hy het altyd daai ek wil nie sê eienskap nie, maar hy het homself gedra as 'n ware sakeman. Selfs al was hy nie besig om te werk nie, hy was 'n sakeman. So ek kan sien en nie die tipiese sakeman in 'n pak nie, jy weet. Ja. Die sakeman wat by sy hotel sou instap en inspring en help, jy weet. Dis die tipe sakeman wat hy was in. So ek kan dit goed glo dat hy van homself so 'n suksesstorie gemaak het. Ja, dis eienaardig. Ek lees ook dat hy was nie heeltemal deur wins aangedryf nie. Hy het daarom 'n hart vir mense gehad. Ja, dis waarvoor hy bekend was en ek dink dit is hoekom hy so 'n integrale deel van Walvis Bay se gemeenskap geraak het. Is almal het van Uncle Sava geken. Almal het, soos wat ek sê, almal het geweet waar Uncle Sava se hotel. Dit was die hoofnavigeerpunt, jy weet. Dis okay, jy weet waar Uncle Sava se hotel. Jy gaan van Uncle Sava se hotel af by die straat af, jy weet. En ek dink dis daai hart wat dit gedoen het. Ek dink nie mens kan ooit sê iemand is nie deur wins aangedryf nie, jy weet. Veral so vlak van sukses bereik jy nie sonder 'n dryfkrag nie. Maar hy het beslis 'n hart vir Walvis Bay gehad en vir Walvis Bay se gemeenskap. Ek dink dit kan mense glad nie oortwyfel nie. Oor 'n ander storie op ons voorblad, eintlik die hoofberig vandag, het ons bietjie meer dryfkrag nodig. Daar is weer gelaat weet van ongemerkte beeste terug noord van die Oranje rivier. Dis maar 'n hartseer saak, spesifiek omdat ons het nou onlangs 'n veldtog teen Bek en Closier in Namibia voltooi, wat gewaarsku het in die pogings wat ons regering aanwend om hierdie siekte te vermy en buite
Namibië te hou, om te bekamp. Maar hier is baie bees en kleinvee wat net die grens, of liewer die rivier wat ook die grens is, oorsteek net soos, kom en gaan net soos hulle wil. En my groot rede tot kommer hier is, die staatsveearts was nou nog nie daar nie. Ja, Jy weet, daar is boere van die gemeenskap wat sê, jy weet, hulle terugvoer gekry dat ons gaan iets doen, ons gaan kyk, ons gaan ondersoek instel. En dit het nou nog nie gebeur nie. Ja. En François wat uitgereik het en gevra het, jy weet, gaan julle nog, is julle beplan julle nog, gaan julle dit nog uitfigure, is daar darm nou al petrol in die kar getap, hoe lyk dit? ja, En dis net nie geantwoord nie. En van dat François die eerste keer hieroor berig het sy al in die nuuskamer met my daaroor gepraat en gesê, maar waar is die staat? ja, Waar is die staatsveearts? Waar is veeartseny as 'n direktoraat, as 'n afdeling? Waar is hulle in Ja. hierdie? Want dit kan vir Namibië sulke rampspoedige nagevolge inhou groot skade. as ons nie nou ingryp en seker maak dat back and close hier nie oor die grens kom nie. Ja. As dit oor die grens kom, kan ons net sowel sê goodbye nou vir eers, sodat ons dit onder beheer Miskien moet kan. meer van ons kykers en luisteraars bietjie bel. Hou daai telefoon warm, laat hulle spring en iets doen. Ja. Op bladsy 3 is daar 'n pragtige foto daar voor. Zanir sonop spog met Michelin status. Ja, ek moet vir jou sê, ek het so 'n bietjie op hulle webblad gaan rondsniffel toe ek hieroor gehoor het Ja. en hulle is so bietjie buite my begroting. Oukie toe. Maar 'n pragtige plek in verskriklike luukse dienste, jou butlers byvoorbeeld is almal in black tie en wit handskoene en so ek dink en dit is waar die hele Michelin ding gaan oor 1 ster is dit is 'n stopwerk as jy reeds op pad is, as jy daar gaan verbygaan, kan jy net sowel stop. 2 Michelin sterre is jy kan 'n ompad vat as jy iewers naby gaan wees, kan jy net sowel die ompad vat en dit gaan beleef. Ja. En 3 Michelin sterre is 'n reis op sigself. Okay. Jy weet, 'n trip op sigself na daardie plek toe. En dit het mos nou natuurlik begin by restaurante en toe nou oorgeskuif na akkommodasiegeriewe. En hulle het 3 Michelin sterre. Okay. En as ek gaan kyk na hulle webblad, kan ek nogals verstaan hoe dit die tipe ding is, wat jy letterlik net een aand, ek en jy normale mense, ons spaar so 'n paar maande, en dan gaan bly ons vir een aand by Zanir sonop. Okay. En ons gaan beleef vir Zanir sonop, vir Wonderlik. een dag, jy weet. Ek kan dit nogals insien. Op 'n ander noot, die ander storie daar op bladsy 3, die hoofstorie van daai blad is kenners sê oor die skraping van misdaadrekords. Wat ek oor hy storie geniet het is die aanbevelings van onder meer Norman Chombe oor hoe dit gedoen kan word. Ook die ombudsman laat hom daaroor uit. So dit hang nou af van ons nasionale vergadering parlementslede om wetgewing te wysig, maar daar is daarom vir hulle uiteengesit hoe die beste praktyk ter wêreld te doen, Ja. so hoe ons dit kan doen. Ja, en die ding wat vir my hier uitstaan is, dit gaan waarskynlik, ons weet mos nou nog nie heeltemal nie, maar al die stemme in hierdie berig sê dit moet net geringe oortredings wees. Ja. So dit gaan nou nie ernstige dinge soos moord en verkrachting en al daai tipe dinge wees wat sommer net geskraap word van jou rekord af nie. Dit is klein goedjies, soos as jy as tiener 'n flippin chocolate gesteel het. Dit hoef nie vir jou te volg totdat jy 50, 60, 70, 80, totdat jy die dag in jou graf lê. Dit hoef jou nie te volg nie. Ek dink die ander goeie ding uit daai proses sal wees dat dinge soos korrupsie dan ons kan besluit waar dit pas of wat se tipe korrupsie is dan nou geringe en wat is baie ernstig. En ons kan so voorlê. Ja. Maar dan daar is nog baie meer nuus in ons koerant vir u. So lees asseblief vandag se Republikein en bly by ons. Ons gaan nou net draai maak by die sporthoogtepunte saam met ons eie kenner Andrew Poelman. Baie dankie.
we bring you luxury, lifestyle and location. My.NA Property takes you inside Namibia's most stunning homes, high-end developments and hidden gems. Catch us every Tuesday at 9 p.m. because every space has a story, only on NTV. Met die golven van ons land ontstaan. Met die Ons is terug en kom ons kyk na die weervoorspelling vir Dinsdag 21 Oktober. Op Katimanmalilo verwag ons vanaf 21 grade tot op 39, gedeeltelik bewolk, ook Enhana vanaf 24 tot op 39 en Ruacana vanaf 21 grade tot op 38. Op Tsumeb verwag ons vanaf 26 grade tot op 36, op Omaruru vanaf 20 tot op 36, sonskyn Alipad daar in Windhoek vanaf 20 tot op 33 gedeeltelik bewolk en op Gebabes vanaf 21 grade tot op 35 grade dan vir môre verwag. Ook op Henties Bay verwag ons sonskyn, môre bietjie koeler vanaf 13 grade tot op 20, Swakopmund nog koeler vanaf 13 grade tot op 15 grade, op Rehoboth verwag ons vanaf 18 grade tot op 35 grade, heel sonskyn, Mariental vanaf 19 tot op 34 grade, Keetmanshoop vanaf 20 tot op 33, Lourdes vanaf 15 tot op 35 grade verwag en op Oranjemund môre verwag ons vanaf 15 grade tot op 31 grade sonskyn Alipad. Welcome to the Business 7 show, Namibia's primary economic analysis program. My name is Sokhane Kage, and we bring you in-depth news covering the main aspects of Namibia's economy, plus interviews of key economic individuals that make the key policy decisions that shape our nation's future. Join us on Business 7 every week as we unpack what is important to our nation and what drives its economy. Ja nee, 'n naweek vol sport lê agter die rug. En in die ateljee met ons is Andrew Poelman om die hoogtepunte met ons te deel. Hoe gaan dit, Andrew? Ja, nee, alles is onder weer. Mooi. Kom ons begin by die oomblik van die naweek. Ek verstaan dis fietsry. Ja, dis maar een van die bedrywige naweke gewees met 'n klomp goed wat aan die gang was. Ja, klomp goeters, ja, Omaruru straatmyl en baie goeters as jy kyk na die koerante, klomp events wat nie eers die koerante gehaal het nie. Ja. Ja, so ek het maar dan gegaan vir die Hollard Hearts Foundation se fietsresies wat dan Sondag hier in Windhoek afgehandel is. So een of twee spanne van Suid-Afrika ook wat hierso kom ry het, spesifiek dan die Chenolo professionele span wat nog hulle sterk span gestuur het en dan die 100 km resies dan oorheers het met hulle spanwerk teen die Namibiese ouens. So in die mansresies was dit dan hulle daai Chenolo span wat eerste, tweede, derde en vierde geëindig het in die vorm van ja, so Christian Klopper eerste, Gustaf Basson tweede en Reinhard van Rensburg, ja, Reinhard Jansen van Rensburg wat dan derde was. Hulle dan weggebreek van die res af. Vierde was aan Brandon Downs en dan was die eerste Namibiërs gewees Martin Fryer en Driekus Kutse. En dan in die vroue resies was dit ook die Suid-Afrikaners wat daar gewen het, Lucy Young. Ons kan daar die bedrae sien wat daar ter sprake was danksy die Borg Hollard vir die voorste resies, voorste mense. Vera Loser wat dan tweede was van Namibië en dan derde Sonika Klopper. En die volgende Namibiërs wat daar klaar gemaak het was dan Delsia Jansen van Vieren wat vyfde was en Rosemary Thiel, sy was sesde. So van ons company, ons maatskappy se mense wat dan ook betrokke was by van die waterpunte en ook 'n bietjie bygedra het tot die byeenkoms. En ons moet dankie sê vir Vera wat weer eens ons vlag hoog hou. Wel gedaan. Kom ons gaan bietjie verder en kyk bietjie na die golf hier in Windhoek. Ja, so dit was dan die Ongos Valley
Windhoek ope gewees wat by die Windhoek golfbaan gehou is. Soos jy daar kan sien, sê hulle 'n slegte dag op die golfbaan is nog steeds beter as 'n goeie dag by die werk. Ja. Ja, so die byeenkoms het dan vir die eerste keer punte getel het op die wêreldranglys vir amateurspelers. So 'n paar spelers van Uganda en Zambië en Suid-Afrika wat ook ingeskryf het en kom deelneem het. Baie mooi. En al in die eerste afslandgroep was saam met die Namibiërs Kyle Johnson wat daar op die skerm is en dan die uiteindelike wenner Likius Nandi. So Likius Nandi wat uiteindelik dan nou gewen het met 211 houe, sy 3 rondes voltooi het. Hy het so 3 houe voor Gilbert Chalwe van Zambië klaargemaak, 214. En dan derde was dan die Suid-Afrikaner Matthew Mortimer wat daar in die agtergrond staan. Hy was nog so 3 houe agter 217 en dan Kyle Johnson op 219 in die 4de plek en die wenner was dan Likius Nandi van Namibië wat dan die Ongos Valley Windhoek ope golftoernooi dan gewen het. Wonderlik en wel gedaan. Goed, ek verstaan op Aunop was daar ook bedrywighede. Ja, soos jy dan nou nie by die golfbaan kan wees nie, Oonopdam op 'n Sondagoggend. Lekker. Ook 'n lekker plek vir die as jy nou nie hoef deel te neem nie, die off-road triathlon so mense wat dan so 'n bietjie harde werk voor hulle gehad het dan daarso vir die enduro afdeling, dis dan 1.1 km swem en dan as jy daar dan wag af jou so 28 km op 'n bergfiets daar deur die rondom die dam seker iewers en dan 8.4 km se hardloop. So Nathan Chase, 17 jaar oud, hy het onlangs dan 'n silwer medalje by die, ek kan sê basies by die Xterra, die off-road triathlon junior afdeling silwer medalje by die wêreldkampioenskap gewen. Hy het dan daarso dit klaargemaak. Daarso is die podium op die linkerkant was dan Mark Speth, hy was tweede en Jan-Louis Mostert was dan in die 3de plek. Hierso is dan die sprint afdeling se top 3 gewees. Die jonger boetie Micah Chase wat dan daar gewen het teen Finn Middleton en James Langford. Hulle afstande was 600 meter swem, 14 km op 'n bergfietsry en dan 4.2 km se hardloop. Sjoe, dit wil gedoen wees. Ja. Is lekker om te kyk. Kom ons eindig oudergewoonte bietjie met rugby. Ja, so Vrydag aand was dit dan United Rugby Club wat hulle jaareindfunksie prysedeling gehou het. So in die vroue rugby was dit dan Geraldine Lou, speler en afrigter van die Trustco United Gemsbokkies, wat dan na sportvrou van die jaar aangewys is. Sy was een van die mense wat dan afskeid geneem het van hulle klub in terme van betrokkenheid by afrigting en so vir volgende jaar. Ook Pieter Jansen van Vuren en hulle direkteur van rugby Robbie Dixon wat 'n bietjie terug staan van volgende jaar af dan nie meer so regstreeks betrokke sal wees nie. So by die mans, Tiaard Lindveld was dan ook een van die groot pryswenners, speler van die jaar gekry en ook die prys as die spelers se speler van die jaar. So 'n goeie seisoen vir hom gewees, bedrywige speler, losvoorspeler. En dan hulle senior sportman van die jaar was dan Ocha Awala gewees. Hy was die enigste, ek dink omtrent die enigste speler van hulle klub gewees wat dan hierdie jaar die nasionale span verteenwoordig het. Sy debuut gemaak vir Namibië in Julie maand op die toer toe hulle Uganda toe was vir die wêreldbeker kwalifisering. Baie mooi, baie mooi. Dis goed om te sien hulle kry erkenning en ek hoop hulle was lekker gedassifiseer vir die geleentheid. Ja, ag nee, dit was nie baie formele geleentheid gewees nie, maar afskeid geneem dan van Robbie Dixon en van Pieter Jansen van Vuren en ook van Geraldine Lou. So hulle het nou nie hierdie seisoen so baie hoog geëindig in die kompetisies nie, maar het sal dan volgende jaar waarskynlik weer 'n faktor wees. Ja, beslis. Baie dankie Andrew, ons waardeer dit. Alles reg. Alles reg. Okay. Dit is dan vir 'n sport, maar bly by ons. Sien jy nou net.
we bring you luxury, lifestyle and location. My.NA Property takes you inside Namibia's most stunning homes, high-end developments and hidden gems. Catch us every Tuesday at 9 p.m. because every space has a story, only on NTV. Ja nee, daar is dit en daar het julle dit amper weer nog 'n kletskompas agter die blad en so skop ons die nuwe week af. Ons wens u alle voorspoed toe vir hierdie week wat voorlê, alle sterkte en natuurlik kom sluit weer môre by ons aan om weer bietjie lekker om die kompas te kan klets oor alles en nog meer. Tot dan, totsiens, baie dankie.